So ek gaan na 3 praktiese punte vandag kyk en dit is eenvoudig. Ek weet en ek het met die Here geworstel. Ek sê Vader, maar hierdie is baie eenvoudige voorbeelde. Maar daar's krag in eenvoudigheid. Die van julle wat al jare lank op pad saam met die Here loop, mag dit 'n oomblik wees waar ons net weer terugkyk in ons lewens en vra en die woord gebruik as 'n spieël en kyk wat ek doen. En die wat vars is en opgewonde is en hardloop met hierdie boodskap, mag dit toerusting wees vir jou om dit te gaan beoefen, om dit te doen elke dag van ons lewens. So die eerste ene, baie eenvoudig. En ons kyk na praktiese maniere wat Jesus vir ons gewys het, want hoekom? Ons is sy ambassadeur, ons verteenwoordig hom, wie om beter by te leer as Jesus homself. En die eerste praktiese is net, wees beskikbaar om te dien. Hoe beskikbaar is ons elke dag van ons lewens? Want jy is hier vir 'n rede. Jy is gemaak vir tyd soos die. Vandag sit jy hier, nie omdat dit per toevallig is nie, maar vir 'n rede. So, ek wil net gou teruggaan, die voorbeeld is uit Lukas 19 uit Saggeus se storie. Wie van ons almal ken tog Saggeus se storie. Ek ken dit, maar toe ek dit weer gelees het, ek soos, dit was regtig net so eenvoudig. So kom ons recap net gou. So Saggeus wou gesien het wie Jesus is. En die was nou 'n kort mannetjie. Hy was redelik kort. So, maar hy wil die skare was te veel en hy kon nie gesien het en hy het besluit toe hy gaan klim 'n boom, 'n vye boom, baie braaf. Wie van ons sal vandag nog 'n boom kan uitklim? Nee, kom ons die kinders kan, klim daai bome uit. So Saggeus het 'n boom uitgeklim en Jesus was net veronderstel om deur die dorp te beweeg. Maar Jesus se hart was, Vader, ek is beskikbaar vir enige geleentheid waar ek 'n verskil kan maak. En Jesus stap deur en hy gaan verby die boom en hy staan stil en kyk op en hy sê, Saggeus, julle, wat sal jou reaksie wees? Hier kom 'n vreemde man, jy het hom nog nooit in jou lewe geken nie. En hy sê, noem jou op jou naam. Ek sal mos my boeglam. En hy sê, Saggeus, kom gou af. Vandag nog moet ek by jou kom kuier. En dan gewoonlik ken ons die storie net tot daar en dan stop ons. Maar wat het verder gebeur? Ons weet dat die mense het onmiddellik gesê, ja, maar Jesus gaan kuier nou by 'n sondaar, want niemand het van Saggeus in die dorp gehou nie. En Jesus gaan kuier vir hom. En Saggeus voor Jesus sê net, ek sal die helfte van my wealth, my besittings, my geld, alles vir die armes gee. En die wat ek besteel het, sal ek 4 maal teruggee voor. Ons lees nie waar Jesus vir hom 'n verskriklike preek gegee het en vir hom beskuldig het van hoe sleg hy is en hy moet sy lewe nou verander nie. Jesus het net na sy huis toe gegaan. En Saggeus het liefde op 'n ander manier ervaar. En dit het vir my oortuiging gebring van, kom ek verander my lewe. Die mense daar buite, wat ons elke dag, die mense wat almal sê, ja, hierdie persoon, daar is nie hoop vir hulle nie. Hulle is net sleg. Selfs ons harte, wat soms hard is teenoor mense. Ek en jy sit vandag hier, en ons kan eerlik wees, daar is mense wat al sleg het goed van ons gedink het, reg? Maar Jesus het by elkeen van ons al kom kuier, en vir ons 'n oortuiging gegee van my lewe kan beter wees. Dis hoekom ons vandag hier sit in die kerk. Dis hoekom ons almal reg oor die wêreld by mekaar kom in die kerk, omdat Jesus by ons kom kuier het. Met sy liefde en vir ons gesê, weet jy wat, daar's hoop. En Jesus se woord aan die einde was, hierdie is waarlik 'n seun van Abraham.
want hy as seun van God het immers gekom om wat verlore is te soek en te red. So, vinnig, 1 Petrus 4 vers 10 sê, God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee, met hierdie gawes moet julle mekaar dien, sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. Moet. Nie van ons hier sit sonder 'n gawe nie. Ons het die Heilige Gees. Ons is God se kinders. Elkeen van ons het 'n gawe. Elkeen van ons het 'n sprankelende persoonlikheid wat nodig is. Die moeilikes en die sagtes. Die go-getters en die wat sê, wow, kom ons vat dit versigtig. Dis almal is nodig as 'n liggaam. En dan die eerste ding wat Jesus gedoen het, hy het mense raak gesien. Vader het volgens gesê, Here, ons pos net gou vir 'n oomblik. Het jy al, kom ons pos gou vir 'n oomblik. Kyk gou rondom jou. Wat sien jy? Okay, wie sien jy? Dan vra ek vir jou, pos gou vir 'n oomblik. Wat sien God? Wie sien God? Daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil as ek sê, Here, ek wil mense sien deur u oë. En Here, ek sien mense, maar ja, ek het nie nou tyd vir hulle nie. Maar as God sê, hierdie persoon, dan kan staan alles in jou lewe stil. En jy sien hierdie persoon raak. So dit is wat basies wat Jesus gedoen het. Hy het net vir sy gees raak gesien. En al wat ons moet doen elke dag is net om 'n bietjie stadiger te raak en te sê, Here, okay, ek pos vir 'n oomblik. Wys my. Wys my. En dan die moeilike ding, dan vra jy vrae. Hoekom? Gaan na die persoon toe vra, hoe gaan dit met jou? Maar regtig, hoe gaan dit met jou? Hulle sê 'n goeie leier weet hoe om vrae te vra. Nou, ons almal is gemaak om leiers te wees. Want ons almal is geroep om iemand te lei na 'n beter plek toe. Dan vra. Hoeveel keer staan ons stil en vra vir mense, regtig vra? En dan, nommer 2 is, hy gebruik wat hy het. Daai 1 Petrus 4 vers 10. Jesus het gebruik wat hy het, sy gawes, sy persoonlikheid, die storie wat hy het. Jy het 'n storie, jy het 'n wonderlike persoonlikheid en jy het gawes. So, ons het hierdie verskoning, ek is nog nie gereed nie. Ek voel nie gereed nie. Daai voel gaan nooit in plek wees nie. Ek het ook nie gereed gevoel om hier te staan volgende toe. Maar die Here het my herinner, maar ek het toegerus. Jy kan dit doen. Dis oor hoe jy voel nie, maar wat ek vir jou gee. En dan die laaste een is, hy het dit persoonlik gemaak. Hy het vir sy gees by die huis gaan kuier. Mense, die wêreld is baie onpersoonlik. Selfone, you name it. Alles is onpersoonlik. En dan God roep ons om weer persoonlik te raak met mense. Dis persoonlik om by iemand se huis te gaan kuier. Dis persoonlik om jou huis oop te maak vir iemand en hulle in te nooi. Ons moet ophou hierdie oppervlakkige verhoudings probeer behou. Net 'n bietjie dieper delf, 'n bietjie dieper gaan en regtig waar te sit met mekaar. Ons is so bang wat die volgende persoon gaan dink of sê van ons. Ek sit met daai insecurities ook. Die volgende persoon sit met daai insecurities ook. Wel, een van ons moet sê, weet jy wat? Dis okay. Kom ek vat daai eerste tree. As 'n kind van die Here, is dit my verantwoordelikheid as God se ambassadeur, om daai eerste tree te vat. En te sê, weet jy wat? Kom ek wees nie die bang nie. Want anders gaan ons die wêreld bly lyk soos wat dit lyk, want niemand wil 'n verskil maak nie.
Ek wil eindig met prakties 1 met hierdie punt. Beskikbaarheid maak die deur oop vir jou doel. En diensbaarheid is waar jou vrug groei. Maak jou beskikbaar en sien hoe jy begin loop in die roeping wat die Here vir jou gegee het. En as jy wil vrug sien, begin dien. Ek wil vra die Here, waar kan ek net my hande bietjie begin vuil maak? Waar kan ek daai ekstra tree neem vir die volgende persoon? Prakties punt nommer 2 is, bou mense met waarheid en liefde, want jy dra iets kosbaar. Wie van julle glo dat jy iets kosbaar dra? Pastoor het laasweek gepraat oor die kennis wat ons het. En dan het hy in Hosea 4 vers 6 gesê, dinge sê die skrif, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. En dan verder lees ons, want julle het die kennis verwerp. Wat is daai kennis? Daai kennis is nie van, okay, ek lees net die Bybel en ek weet wat in die Bybel is, maar ek het 'n openbaring van wie God is. En elkeen van ons wat hier sit, het daai openbaring al ontvang van wie God is, en ons ontvang konstant openbarings van die waarheid. Dit wat jy dra, hoe waardevol is dit vir jou om dit oor te gee vir die volgende persoon? Of hou jy dit vir jouself? So, as ek dink aan hierdie praktiese punt, dan dink ek aan Jesus en Petrus. Petrus was 'n uitdaging. Ek dink hy het vir Jesus grysare gegee, soos ons sal vandag sê. Want hy was impulsief, hy was verskriklik impulsief, en hy was dikwels baie verkeerd oor die goeders wat hy sê en gedoen het. En laas jaar toe ek by gegaan studeer het vir leierskap, was die punt van dit, die doelpunt van 'n leier is, om iemand van punt A tot punt B te vat, waar punt B 'n beter plek is vir hulle. So dis my en jou doel, basies, is om dit te doen, en Jesus het dit met Petrus gedoen. Hy het vir Petrus gesien, en Petrus het so baie foute gemaak, maar hy het tog die potensiaal gesien in Petrus. Sien jy die potensiaal in mense rondom jou? Want niemand is perfek nie. Sien jy die beste in mense? Kan jy sien wat God sien in mense? Wil jy dit sien? Wil ons dit sien? En dan as ek sê, maar ek sien God het 'n plan vir jou, kom, hoe kan ek jou help om daai uit te leef? Want ek leef al klaar myne uit. Want ek het 'n baie groot passie vir disipelskap, vir mentorskap en al daai goed. Want dis een van die kosbaarste goed wat ons kan doen vir mekaar, is om daai potensiaal oop te sluit in mekaar en te sê, weet jy wat, daar is hoop, daar is 'n doel vir jou lewe. Want ons kan in Matteus 28 vers 19 dit lees, waar Jesus gesê het, dit is julle laaste, die grootste opdrag, is gaan uit en gaan maak disipels. En dan daarso sê hy, gaan leer hulle wat ek vir julle geleer het. Dra dit oor aan mekaar. En nog die manier hoe Jesus dit gedoen het, hy het reggestel met liefde. Daar's 'n verskil tussen 'n vredemaker en iemand wat die vrede bewaar. As jy die vrede bewaar, beteken jy is bang vir konflik. Jy wil nie hê mense moet beklei nie. As jy vrede maak, deel jy die waarheid met liefde, sodat daar genesing en herstel kan kom. En dit is ons roeping. Skrif sê, ons moet vredemakers wees. En dan 3 is, hy het hom weer 'n kans gegee. Petrus het vir Jesus 3 keer verloon. En daarna, toe Jesus opgestaan het hy gesê, gaan roep vir Petrus. En hulle het saam gereis en alles, en Jesus sit met Petrus en hy vra hom 3 keer, het jy my lief? Hy het dit kom herstel, die verloning het hy kom herstel, dieselfde hoeveel keer wat Petrus hom verloon het hy, het jy my lief, doen dit, het jy my lief, doen dit, het jy my lief, doen dit. Volgend klop die Here in elkeen van ons hart,
Het jy my lief? Het jy my lief? Hoe leef jy dit uit? Wat is ons besig om te doen? Ek eindig met hierdie praktiese ambassadeur spreek nie net waarheid nie. Hulle bou mense. Wie bou jy op hierdie oomblik? Met wie stap jy 'n pad? Laaste ene. Die belangrikste een, en ek weet dis waar die vyand op hierdie oomblik die meeste grond wen in ons lewens, bly naby aan God. Jy dra hoop en sy hart. Johannes 5 vers 19, Jesus het daarop reageer, ek verseker julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen dit slegs wat hy die Vader sien doen, wat die Vader ook al doen, dit doen die seun. Is ek afhanklik van God, dat ek so naby aan hom wil bly, dat ek elke tree met hom loop, want alles vloei uit hierdie verhouding uit. Alles. Hoe het hy dit gedoen? Hy het tyd gemaak vir God. Intentioneel. Hoe lyk ons tyd elke dag met God intentioneel? Dit is onderhandelbaar. Jy weet daai koffie afspraak wat jy maak daar met iemand en jy sê, niemand gaan dit kom wegvat nie. Come high or low of storms of wat, ons sal vandag van koffie drink. Is dit my selfde reaksie met my verhouding met die Here, met my stilte tyd met hom? Dan maak nie saak wat nie. Hierdie tyd het ek uitgekoop vir God. Dis onhandelbaar. Maak elke dag tyd vir God en beskerm dit. Nommer 2, hy het geluister voor hy opgetree het. Baie keer hardloop ons net. Baie keer is ons soos Petrus, ons hardloop net en dan moet Jesus kom en sê, nee, get behind me, Satan. Want jy dink soos mens nou, nie soos God nie. Sit ek by sy voete, vat ek altyd, as ek in my kar klim, is my eerste gebed, Here, waartoe nou, hoe nou, wat nou? Of doen ek lewe vir God of saam met God? Daar's 'n verskil. Vir God beteken dis werke. Saam met God beteken dis verhouding. Nommer 3 is, hy het God se hart gewys. Sien mense God eerste voordat hulle jou sien, wanneer jy praat of wanneer jy doen. Kolossense 1 vers 27 herinner ons dat wat ons dra is die hoop van Christus. En kan mense dit beleef as hulle ons beleef? Wanneer jy naby aan God is, sien jy goed anderste. Jy reageer anders. En jy het lief, jy het mense op 'n ander manier lief. Jy wys nie net wie God is nie. Jy dra sy hart en sy hoop. Ons moet dit, ek dink dit is die belangrikste deel vanoggend, is dat ons dit moet onthou. Jy wys nie net nie. Jy dra sy hart en hoop. Band, julle kan maar opneem. So, 'n oproep tot aksie. Dien. Hou op terughou, tree in en maak jouself beskikbaar. Bou. Moenie alleen leef nie. Help iemand groei, bou die koninkryk van God. Nommer 3. Kontak. Moenie leeg hardloop nie. Bly naby aan God. Ek wil hê jy moet vir die persoon langs, as jy volgens God se hart hoor, sê vir die persoon langs jou, ek gaan dien. Ek gaan dien.
Sê vir die persoon langs jou, ek gaan bou. Ek gaan iemand intentioneel soek om in te bou. Om te deel wat God in my gesit het. En die laaste een is, ek gaan naby aan God bly elke dag. Mamas, ek wil vra dat julle gou vir my opstaan. Ja, spotlight is op julle. Niemand sit ooit die spotlight op die mamas nie. Maar vandag is Moedersdag. En alles wat ek oor vandag gepraat het, doen julle prakties elke dag. Met julle kinders en met julle families. Julle dien, al sien niemand dit nie. Julle gee met opoffering en julle bou stilletjies. Bou julle elke dag 'n woordjie wat jy saai. Want julle maak 'n verskil. En dan wil ek ook vir die mamas sê wat die geestelike mamas wat mentors is, wat leiers is, wat in ander belê. Julle maak ook 'n verskil. Maar vandag wil ek net hierdie oor julle spreek. Wat jy doen, maak saak. Die saad wat jy plant, sal vrug dra. Die gebede wat jy bid, sal verhoor word. En ons is oneindig dankbaar vir die verskil wat julle maak. Ek sien hoe 'n kind lyk wat nie 'n mamma het nie. So ook lyk dit moeilik. En ook voel dit moedeloos soms. Daar is 'n verskil. En die Here eer julle. Dat hy sal vir julle gee wat julle verdien. So baie dankie. En die res van ons, kom ons almal staan, dat ons gaan afsluit. Mag julle vandag hier uitgaan as ambassadeurs van God. Gaan dien, gaan bou, en bly naby aan hom.